Die aorta, dis basies jou liggaam se hoofpyplyn vir bloed. Dis die grootste slagaar wat ons het. En om dit reg te maak, wel, dit was nogal altyd 'n reuse operasie, met 'n reuse littekin om dit te bewys. Maar wat as daar 'n ander manier is? In hierdie stuk gaan ons kyk na die dekadeslange soektog om hierdie massiewe bloedvat te herstel, met so min skade as moontlik. So ja, hier is die vraag wat alles begin het. Hoe doen jy 'n massiewe operasie deur die kleinste moontlike opening? Dis hierdie een vraag wat 'n totale revolusie in vaskulêre chirurgie aan die gang gesit het. En hier sien jy presies waarom daardie vraag so belangrik is. Links het jy die ou manier, 'n groot sny van bo tot onder, hou pyn en 'n lang moeilike herstel. En regs, dis die belofte van sleutelgaatchirurgie. 'n Paar klein gaatjies, baie minder pyn en jy's soveel vinniger weer op die been. Dis hierdie enorme verskil wat chirurge desperaat wou oorbrug. Die antwoord op hierdie probleem was 'n heeltemal nuwe manier van dink, die sleutelgat tegniek. Kom ons kyk gou hoe dit eintlik werk. So hoe op aarde doen hulle dit? Die proses is eintlik briljant. Eers blaas hulle die buik op met CO2-gas, amper soos 'n tent. Dit skep 'n lekker groot werkspasie vir die chirurg. Dan, deur een van daai klein gaatjies, druk hulle 'n hoë-definisie kamera in. Dis basies die chirurg se oë binne in jou. En laastens, deur die ander poorte, gebruik hulle lang, fyn instrumente om die hele operasie te doen. Goed, maar een van die grootste kopseer is, wat doen jy met al die ingewande wat in die pad is? Die oplossing is pergenialiteit, die peritoniale voorskoot. Chirurge gebruik die pasiënt se eie buikvlies of peritoneum en heg dit aan die buikwand. Dit skep 'n natuurlike gordyn wat al die ingewande netjies uit die pad hou. Dis regtig 'n elegante en slim oplossing. Maar kyk, sleutelgatchirurgie is nie net een enkele ding nie. Dis eintlik 'n hele familie van benaderings en elkeen het sy eie gereedskap en sy eie filosofie. Kom ons kyk gou na die 3 groot spelers in hierdie veld. Eerste op die lys is totale laparoskopiese aortachirurgie, oftewel TLS. Dis die puriste se weergawe. Absoluut alles gebeur deur daai klein poortjies. Die chirurg se hande kom nooit naby die weefsel nie. Hulle gebruik hierdie lang instrumente terwyl hulle na 'n 2D-skerm kyk. Dink daaraan soos om 'n skip in 'n bottel te bou, maar die gevolge is lewe of dood. Dit vat ongelooflike vaardigheid. Juis omdat daardie TLS-metode so tegnies moeilik is 'n middelweg ontwikkel. Handbygestaande laparoskopiese chirurgie of HALS. Hier maak hulle 'n effens groter spesiale poort, net groot genoeg dat die chirurg een hand in die buik kan sit. En dit verander alles. Dit bring daai kritiese gevoel van tas terug in die prentjie. Die chirurg kan weer voel wat aangaan wat die operasie soveel makliker en veiliger maak, sonder om die groot voordele van 'n kleiner sny te verloor. En dan kom ons by die hoë tegnologie opsie. Robotiese chirurgie. Hier sit die chirurg nie eers langs die pasiënt nie. Hulle sit by 'n konsole, soos 'n videogame-speler, en kyk na 'n vergrote 3D-beeld. Van daar af beheer hulle die robot se arms met ongelooflike presisie. Die robot word effektief 'n verlengstuk van die chirurg se hande. En hierdie robot is nie net 'n foefie nie, dit gee die chirurg amper superkragte. Die visie is 3D en vergroot. Die robot se polse kan 360 grade draai, veel meer as wat 'n mens se pols kan. En dalk die belangrikste, dit filter enige natuurlike beweging in die chirurg se hande uit vir rotsvaste bewegings. Die groot voordeel, dit maak ongelooflik komplekse werk, soos om te hef, baie makliker en vinniger om te leer. Goed, so met al hierdie wonderlike tegnologie, sou 'n mens nou dink, hierdie tegnieke het die wêreld oorgeneem, nê? Maar die data, die harde syfers uit die operasiesaal, vertel 'n bietjie van 'n ander, meer ingewikkelde storie. Kom ons kyk bietjie na die taalkaart. Hierdie grafiek wys iets krities. Hoe gereeld moes hulle die sleutelgatoperasie stop en oorskakel na 'n tradisionele oogsny? Vir die puristiese TLS-metode is daai syfer 'n skokkende 9.1%. Dis amper 1 uit elke 10 gevalle. Vir die hibriede HALS-benadering waar die hand help, is daai risiko heelwat laer, by 4.7%. Kom ons stop net 'n oomblik by daardie 9.1%. Wat beteken dit regtig? Dit beteken 'n pasiënt gaan slaap en verwag 'n paar klein gaatjies, maar word wakker met die presiese groot littekin wat hulle so graag wou vermy, omdat iets verkeerd geloop het. Dis 'n ernstige risiko wat 'n bietjie van 'n demper op die tegnologiese belofte plaas. So, hoekom gebeur hierdie omskakelings? Wel, die redes is die harde realiteit van chirurgie. Soms is die aorta so hard en verkalk soos 'n klip en jy kan dit net nie met daai fyn instrumente hanteer nie.
Ander kere is daar onverwagte bloeding wat jy nie kan beheer nie, of die operasie sleep net te lank uit, wat die risiko vir die pasiënt verhoog. En hierdie tabel maak die prentjie nog meer ingewikkeld. Kyk na daai operasietye. Ons praat van 3 tot byna 7 ure op die tafel. Dis dikwels langer as 'n tipiese oop operasie. En die hospitaalverblyf? Ja, dis soms 'n bietjie beter, maar dit is nie asof jy oornag herstel en die volgende dag huis toe gaan nie. So dit bring ons by die groot vraag. As hierdie tegnologie al vir dekades bestaan, hoekom het dit nie tradisionele chirurgie heeltemal vervang nie? Die antwoord, direk uit 'n baie belangrike studie, is nogal teen-intuïtief. Die aanhaling sê basies dat selfs in die hande van topchirurge verhoog die suiwer laparoskopiese tegniek die risiko van komplikasies. Dink daaroor, die tegniek wat ontwerp is om minder ingrypend te wees, kan in sekere gevalle eintlik meer riskant wees. So, om op te som, die struikelblokke is nog steeds groot. Die leerkurwe vir chirurge is ongelooflik styl. Die operasies is lank. Intussen het stents, wat 'n nog minder ingrypende opsie is, baie van hierdie gevalle oorgeneem. Die robotte self kos 'n fortuin en die tyd om alles op te stel is enorm. En die belangrikste van alles, daar is steeds 'n gebrek aan groot studies wat onomwonde bewys dat hierdie tegnieke regtig beter is. Dit los ons met 'n finale groot vraag. Hierdie soektog is duidelik nog nie verby nie. Die tegnologie word elke dag beter. Sal die volgende generasie robotte, dalk met kunsmatige intelligensie en beter tasbare terugvoer, uiteindelik die balans laat kantel? Gaan hulle die belofte van 'n werklik minimaal indringende en superveilige aorta herstel 'n realiteit maak? Wel, dis 'n vraag wat net die toekoms sal kan beantwoord.